ook die meisje nog Turks. En ons is dankbaar en blij dat hij kon iets vanochtend. Om samen met ons jeugd te komen praten voor hulle. Dat kan uplift en net in die jeugd, maar ook die ouders. Jij weet, en ik heb voor hem... Waar is hij? Als hij is die aan? Hij was zo'n inspiratie, because die way hij die boodschappen kon oorgebrengen. Dus stil, hij is voor mijn hart. En ik heb altijd gezegd, als ik een event ga doen, wil ik baie graag voor hem daar. Je weet, en ik voel, als een mens zulke mensen heeft in onze gemeenschappen, ons kan wel nou niet allemaal please en uplift en zo nie, maar als daar misschien 1 of 2 uit de hoe het is, dan weet ons of ik daarom iets recht doen. So ik wil heel goed komen, hartelijke, warme klapje voor Sjouwaan, Richard Mai. Jongens, ik wil helemaal mooi noodvat van mij, want ik is Richard Mai, ik is een reform gangster. Ik was 19 jaar in de van gangsterisme. En ik ken niet high life en ik ken niet low life. Ik is een successtory. Daarom wil ik helemaal mooi verstaan wat ik zeg. Want ik ga promote ik die boodschap van die moeders. Ik lijst waar even ik kom ik met wat ons moeders ouders hier. Maar voor ik mijn story ga, wil ik eerst de vattigheid brengen. Zo ik ga jullie een poem doen, een true story. Ik wil helemaal mooi noodvat van die brief. Want die is een brief wat ik voor mijn ma moet geschreven, jongens van. Ik wil helemaal mooi verstaan. Daar was een hit gezet op mij. En ik heb gedacht, ik ga dood. En ik moet toen mijn ma een brief schrijven. En ik moet mijn ma die brief geschreven. En jongens van, is hier een lekker brief. Want bij van ons is nou hier zit. En dan gangster is hem zo wij. Nee, ons is kwaai. Als hij kon in die winkels loop, in die mall loop. En de jeans steel van 200 rand in 5 jaar zitten niet erom. Als moest, ze moet je zelf uitlachen. So, ik ga een poem doen. Net om vattigheid te krijgen voor ik verder samen jullie gaat praten. DJ kan DJ voor mij. Die is een boodschap van Amelie Maas en Paas. Van die hart van jullie zien of dochter. Jullie weet die zwartskap en die stoute jullie. Die is een boodschap van hulle naar jullie. Ik is hier iets in mij en ik is hier om steek te maken. Jongens van, moet niet laat hierdie type briefjes wat zij voor je ouders moet schrijven. Want ik moet die brief van mij maken schrijven. En die contents is leuk zoals die van mami en daddy. Jongens van, luister mooi. Als bij van ons wat het die gemaakt heeft. Als bij van ons wat die succes behaald heeft. Als bij van ons wat in zijn talent heeft wat ons kan terug opvallen. Als bij van ons wat nooit onze ouders zal kan proud maken van ons. Met alle liefde wat ons heeft voor hulle. Zal ons hulle nooit dat groot huis kan kopen. Jullie weet, dat huis bij de zee. Dat huis langs zijn rivier. Dat huis wat hulle is daar. Jongens van luister mooi. Als bij van ons wat eens achter zijn ouders zal kan kijken. Want hoe groot is ons, is nog zelf bij van ons wat nog zelf achter moet gekeken worden. Zo mommy en daddy, ik apologize, ik vraag sorry als ik een van jullie kennis is. Ik wil jullie niet laten met jullie droom. Dat was op een tijd mijn droom. Ik wil jullie een groot huis gekopen. Ik zal ook gelijk zitten met kinderen in een private school te zitten. Mijn vrouw misschien alles te kan geven wat ze willen, maar ik kan niet. Maar mami en daddy, ik weet jullie het getraaid met groot te maken. En de direction van jullie verlangen. Jullie het getraaid met de guidance wat op je ogen van die dag benefit zal gaan wisselen niet. Maar jongens van luister hier, zo makkelijk als ik maar net kan gaan luisteren. Die kan ik misschien niet gezien het niet. Maar nou dat ik een beetje knowledge heb, jongens van, nou zie ik alles. Ik zie nou Godse waarheid, als ik maar net kan gaan luisteren, zo makkelijk. Dan was ik niet eraf. Jongens van, ik zie nou als ik maar net kan gaan luisteren, zal ik nou een lekker leven eten. Jongens van, ik zie nou als ik maar net kan gaan luisteren, zal ik nou een moeder eten, wat die hoeveel schaamte is voor mij niet. Hoeveel van ons was zo'n maas veel van hulle gezocht had. Jongens van, als ik maar net kan gaan luisteren, yes, dan was ik bitter af. Daar was een man en hij kan niet doodgaan het niet. Zij weet als je ziel wil je goed zit, dan gaat het zo. En vandaag kan die man niet doodgaan niet. Die dokters kan explain hoe kan die man niet afsterven niet. En hulle stuur hem toe huis toe om dood te gaan bij huis. Maar in die kamer wil hij nog altijd niet doodgaan niet. In die gemeenschap, die community, hulle raad toe gewaard. Die man, maar hij wil niet doodgaan niet. Ook uit die community, hulle roept toe die paaiersman in die gemeenschap. Jullie weet die priest, die imam. Die priest, die imam, hij komt toe. Hij geeft die man één kijk van kop toe te winnen. Hij vraagt tegen ma en de pa. Hij zegt, jij hebt nog een ma wat liever. Zijn die maak, want die maak te keren, die maak kan niet eens lopen. Die maak kan afbieden. Maar die maak komt.
Ook die ma of die pa is man vra vir die ma, mevrou, hoe persoon was jou kind? Nou die is jou ma, met al jou notas, die is jou ma, sy sal breek van jou. Hy was 'n baie goeie kind, hy bid elke dag van sy lewe, daar's niks wat hy verkeerd doen nie, hy het 'n kwyt op, hy sê vir die vrou, mevrou, ek wil die weet iemand, ek wil weet hoe te gelewe met jou wat sy ouer is. En die ma sê pas toe uit van huilik, sy sê, ja meneer, ek het eentje gaan klop vir 'n bietjie suiker by sy huis. Toe sag hy en sy vrou mee weg soos ek 'n hond is. Hy sê, mevrou, hy sê Rita, hoe kan jou kind nie wil sterwe nie? Sy sal hom moet vergewe. Maar die moeder sê, Piet, sy het hy met jou gemaak, sal sy hom kan vergewe. Ek wil hom nie vergewe nie. Die paaiesman sê vir die mans in die gemeenskap, kyk die bringe hom woud, die enigste wat hy moet doodgaan, ons moet hom uitbrand. Die mans kom met die hulp en hulle sit vir hom af, en soos hulle die vuur in die brandstik, sy maak een been, sy gooi haar kierie neer, en sy sê, la klere stikken tot hy, en sê, stop, ek vergewe vir hom. Dit is jou moeder. Net jou moeder, jongs van, ek wil hy iterheid daarop. Dit is jou ma, nie jou brand, en dat ek jou nou sê, een ding van vriende, as mense wat weggaat van mekaar. Redig wat die vriend wat sy ingloe, ek gaat jou nou soos raak gangsters, want ons glo in vriende. Laat ek julle nou soos allemaal sy circumstances sê, die sê helder nie. Som van julle eet KFC vanaan. Hy gaat nie vir jou sê nie. Som van julle eet droe brood. Sy kan nie vir hom sê, sy eet droe brood nie, want dan gaat hy gat maak van jou. Hy is jou vriend, so is hy, weet het. Weet julle wat nou? Ek gaat julle nou sê, ek is een reform gangster. Nou. Ek was 19 jaar in gangsterisme. Ek was die jongste gangleader in die heide vir jou. Sy kan my gaan Google, hoe kan sal sy die Agus sal een artikel opskiet van my. En ek het klomp dinge gesien. Laat ek julle nou sê, jongs van die tronk is vol innocent mense. Redig waar. Die tronk is vol innocent mense, want ons behoort aan 'n gang, want ons voel ons word aanvaar. Nou moet sy weet, som van ons gaat skieters raak. Dis die waarheid, sorry om so te sê. Maar som van ons gaat gunmans raak. Som van ons maar net daar, want ons wil kwaai wees, maar ons is bang. Jou vriende wat Samuel sit so, baie van hulle is bang, maar laat ek jou nou sê, een ding van gangsterisme. Die moment na moord gemaakt word, ons die nie die hitman, tronte nie. Sy behoort aan my gang, ek is die leier van gerede, ons het die gedoen. Nou vat ons die ene wat bang is, hy moet nou jouself gaan opgeen. Jerome kan nie tronk toe gaan nie, want Jerome skiet kan vir ons. Sy is bang. So sy moet nou aan gaan sê, ek het die gedoen meneer, en sy het nie, maar sy het het gedoen vir brotherskap, maar die is wat broers het doen vir jou, ek kan jy nou sê man, ek gaat jy nou sê man, ons het ons, weet jy nou by van ons skiet ons ons eie mense dood, redig waar man, weet jy nou by skiet ons jy, weet jy wat een paar jaar dood, hoe gaat gangsterisme dood man, want toe korak dinge, toe vind ons uit, daar gaat te veel van ons dood, so ons kan gejaal maak die wat dood gaan, weet jy wat toe korak dinge, daarom moet die leities gangsters, want ons sit jy in die policies, redig jongs man, want as ek hy groot man een gangster gaat maak, ek krijg 100.000 rand, vir jou krijg 2 miljoen rand. Nou word sy nog dood geskiet, nou word het verdubbel na 4 miljoen rand. Jongs man, ek is redig wat, hy is die waarheid, as vir daar die rede wat ek uit gangsterisme gekom het, en daar is nou nog een hit op my. Jongs man, ek kan nie een liewe kry nie, ek kan nie uitgaan in my liewe gaan nie, ek sit by huis soos een malding. Ek sit in die huis soos een malding, weet jylle, by van die tyd, dan vraag my kind in die huis, nou, ek stiek het weg, maar soms dan vang my kind vir my. Hy sal my altyd vraag, Daddy, why are you talking to yourself? My dade. Weet julle wat? My dade, ek is 4 jaar hiervoor, ek het matriek en ek was op varsity. Ek was op UWC, ek het alles daai. Maar ek ken nie die buitenwereld. 4 jaar ek gangsterisme, ek weet nie wat gaat om my aan nie. Die mense praat van, sy moet jou license kry my broer, sy moet jou die, ek het 'n kar, ek het die license, ek is raak nou 'n law abiding citizen, en nou wat ek 'n law abiding citizen is, sien ek, ek is moes agter in die lewe man. So moet die ding, sy gaat recht gewoon naar 'n paar jaar nie, as sy recht gaat voor, dan is daar niks nie. Dan is daar niks vir jou nie. Laat ek jou nou sê, daar is niks om kwaai te voel van gangsterisme nie, want sy stiek iemand dood wat sy roep met 'n 5 rand. Sy sê, maar sy moet elke dag opstaan om te gaan roep. Sy die baas wat sy voor kan skiet, sy kinder in een BMW, sy kan eens kost bring vir jou kinders toe nie. Maar sy sê het man, die is gangsterisme jong man, as een man ryk weg, ek sit my liewe om die speel om toe te sê met julle, want ek was evens van by jy wen, ek doe nie community events nie, maar as nou net vandag, as die 16e, want hulle het geskiet al vir my op een event toe,
Die muur wat ek gehet het, my vriende die muur, hulle is nie sterk genoeg om my te beskerm vandag nie. Redig waar, ek het nie gangsterisme gekon die my enemies en ty nie. Hulle kan my nie afgeskrik het iemand. Gaat hy dit vir jou toe as hy dink ek lieg. Die my eie vriende, want hulle set up vir my huisie game. Sy operate met kroek soos hy sal gekroek word. Sy skiet kan. Sy moet gaan huis beraak. Sy moet gaan mense roep. Nou baie kinders, hulle val in die trip van ons gooi prijs en ons deel gejel het. Jongman, laat ek jou die sê, dink jy as ons gejel het, dink jy as ons mekaar doodmaak vir gejel. Die gejel wat ons vir julle gee is verniet. Ons praat van ons het oorlog vir territory. Ek ken territory, ek het maar eie territory gehet man. Hoe groter jou territory raak, net die baas binnen van uit, maar sy wat op die grond is. Hoe groter die territory raak, hoe meer in gevaar is in jou lewe. Want niks van die territory wat julle ken behoort aan jou nie. Niks behoort aan jou nie, maar sy bereik oor territory. Gangsterisme, nog een ding van gangsterisme moes ek kom het, wat groot geraak met gangsters. Nou, ek was weggegaan van my vriende. My vriende was geleer om te Sabella, om tronk toe te gaan. Ek was weggegaan, ek het nog nooit drugs gerookie man, vir 19 jaar was ek in gangsterisme, nog nooit wijn gedrink, ek het eens sy eentje gerookie. Ek was weggegaan van my vriende, want ek was groot gemaakt om vir hulle te control. Gangsters het vir my gestuur UWC toe gaan study social working, laat ek vakke kan vat so psychology, laat ek kan weet hoe die gedachte van die mens werk en die jongs van. Ek is een man wat gereed met een sak silver in die gemeenskap, dan kyk ek wie kry so aan. Ek moet om hier raak. Ek moet gekyk het wie word abuse in huis en die gebeur in sy gemeenskap, mense verstaan nie, die word gebeur. Ek moet kyk tot op meisjes wie word abuse. Dan moet ek gaan en ek moet jou gaan motivate en ek het jou gaan motivate om jou hero te raak en die moment ek jou hero raak, nou kon hy pakkie drugs. Hou die my broer. Nou kon hy kans. Hou die my broer. Redig waar, baie van ons soos ons hier sit 13, 14 jaar, ons hou kans van gangsters. Ek gaat jou nou sê, as hy kans hou, dat is een ding wat sy moet kans hê, want hy kan klas ons as 10 man. Al is hy 9 jaar, 10 jaar, as die boere, evens as die police hy kan vat by jou. Sy of jou broer moet nou een moord maak vir ons. Dat is die waar, daar is niks gooi van gangsterisme. Weet julle wat, ons word getrain in ons gemeenskap om die police te stry, om die police te baklei. Maar weet jy wat was ek geleer? Die police is daar, evens ons as gangsters te beskerm. Weet julle rij, julle gooi hulle met klip uit die gemeenskappe. Maar so en hulle, weet julle wat, dan was ons barbare. Redig waar, en weet julle, as julle dink hoe ek survive in gangsterisme, ek kan afford het om nie te bly in die plek wat ek oorlog baklei nie. So baie van ons as gangsters, maar die enemy weet waar bly julle. Die enemy weet waar roek julle, die enemy, sy bly na, die enemy weet wat is jou nommer. Maar ons wat julle begeer en wat die bevelde uitstoot, ons self, ons is in die gemeenskapie, daarom is ons die mense wat survive. Julle is nie daar om te survive. Terwyl sy die ELC's is en sy is een gangster in die ELC's, stop het nou. Is so makkelijk om jou te kry. Redig waar jongs man, so ek gaat er nog een poem doen. Die is een true story. Die is een true story. Die dag toe gaat ek hoofd toe. My vriend, hy was gestraf. Julle weet, as iemand gestraf word, dan gaat hy moest terugtronk toe en dan kom hy moest, dan moet hy weer hoofd toe kom, dan moet om sy jare te kry. Hy word moest gevonnis dan. En die dag was my dag wat my vriend gevonnis gewees het. Maar die dag toe was sy ouma op die hoofd, met sy ma. Maar ek wil mooi hoor, julle moet hoor, wat sy ouma na die hoofd toe gebring het, jongs van. So wat sy doen, is effecteer net vir jou nie. Want ons doen crimes en ons doen ding, maar dan is ons maas aan met 5. Ons bly in die ELC's river. Waar kan jou maar uit 5.000 rand? Maar nie lende. Jou ma vat maanden, jaren om my geld af te betaal. Maar sy jou so, ek sê altyd man, sy kan nie rol nie, sy kan nie 'n dik ding wees nie, sy sê jy hit my nie, as sy nie jou ma kan sorg vir jou ma nie. Sy rol op en af, maar jou ma moet masalas karel, reis gaat klubber in die neighbor. Maar sy sê hit man. Jou kan dat op jou dag met 'n piekie, maar sy sê hit man. Jou kan sê, dit is kees over, sy vloek jou, maar sy sê hit man. As hy kan skiet met die attitude, dan moet jy het afloos om my niks boom gaat wees, dinge die is dinge wat gebeur, wat die is a true story. DJ. Kat en ek. 1, 2.
Jongenspan, die is dinge wat gebeur boven. Die is 'n ware storie. Ek is hier iets in my en ek is hier om steek te vat. Jongman, jongspan, vat nou. Nou die dag op je hoofd, toen was haar die moeder en haar moeder. Jullie weet die ma van die beskuldige en die oma van hom. Die rede wat ek jullie sê beskuldige is, hy is klaar skuldig bevind. Die dag wat is op je hoofd is sy strafdatum. In ander woorde, hy word gevonnis vandag. Hy is niks behalve tronk toe vandag. En voor die hoofd nou begin, toe sit sy ma en sy oma en hulle praat toe en ek sit achter hulle en ek gooi my oor. En wat ek hoor, weet julle wat? Wat sy oma naar die hoofd bring? En sy mag dan nooit weer haar klein kind sien na die nie. Sy mag nooit weer soen sy kry van hom nie. Sy mag hom nooit weer sien of hoe kom in huis en sê, hallo oma, is oma reg? Weet julle van hoekom? Die looi het vir hulle gewys, hulle moet hulle maar prepare, want hulle sal nie nou weer soema, hulle kind of klein kind sien na die nie. Jong man, jongspan, die is dinge wat gebeur boven. Die is dinge wat sal gebeur as sy verkeerde dinge doen. Die is dinge wat sal gebeur al as sy tik. Wat sy saai sal sy maai. Elke een kry sy dag, niemand kon weeg nie. Jong man, jongspan, die sê een movie nie. Die sê een game nie. Die sê wat sy op die songs nie, sien op die TV nie. Die sê jou liewe, die sê jou familie sy liewe. Want wat sy doen, jong man, jongspan, is raak nie net vir jou nie. Maar die weer die naaste is aan jou. Want as mense wat lief is vir jou, al sien jy te soen nie. Maar hulle is daar. Want jongspan, ek en mense, Godse waarheid, dan wil ek, hoe kan hulle so skarrel, hoe kan hulle biedel, hoe kan hulle niemand het, hoe kan hulle niks het nie. Nou krijg ek as alle jare wat hulle gaat vangen. Die jare wat hy moet gaan van dit tot om my oud te raak. Wat hy uitkom, toe bly sy familie nie meer, hy sit altijd gereed. Nou is niemand vir my. Dinge buiten en die mense buiten, sy vriende, as het alles geseins. Redig wat hy ou, hy sal vir jouself sê, dat hy ou wat jylle wil wees, jylle wil ons ouwens wees, nou die ou, is niks behalve let in die alfabet nie, is niks behalve gat in die grond nie, is niks behalve nomme, wat bydraai na enige iets toe nie. En as jylle nou dink, ek lieg, wat is 0 plus 1? Is bly 1. 0 plus 2? Is bly 2. Nou wat is 0 plus 0? Is bly 0. Jongspan, baie van ons doen dinge, en ek het gerealiseer, baie van ons doen dinge, ons kom met die ELC's, nou ons doen dinge, omdat sy kom van Giali, ons het die Giali, nou is ons bereid om enigiets te doen vir Gial, maar laat ek julle een ding leer van Gial. Gial is iets wat sy druk in jou sak, maar gedagte druk sy in jou kop. Gial, hy is iets wat fysiekelik op gaan raak in jou sak, maar gedagte, hy bring van altyd in jou kop. So my vraag vir jou is, moet nie vir my beantwoord nie, maar beantwoord jouself. Wil sy Gial hê, of wil sy gedagte? Jongsman, my laaste poem gaat wees 'n tough guy. Die is vir allemaal die dames wat so achter die tough guys uitloop, en vir allemaal die guys wat wil tough guys wees. Die story sy naam is Not a Tough Guy. But in die story sê ek tough guy, but ek wil hê julle moet mooi verstaan, whenever ek sê tough guy, wat ek eintlik bedoel is not a tough guy. Vang julle dit as ek sê tough guy, as not a tough guy. 15 years old, night tracksuit, Jordan tekkies, goud in die mond, my faders in, on my way to the corner, weet jy hoekom? Want ek is a tough guy. Nou kry sy die meisies van 15 jaar, hoe hy so sexy, het sy gesien sy likes? Jo, hy is my tough guy. 18 jaar jongspan, dropped out of school, mes in die sak, kan op 'n kom, skuif aan die pyp, elke weekend in die job, on my way to the corner, weet jy hoekom? Want ek is a tough guy. Meisies van 18 jaar, die is mos julle man, ek gaan nou my burger vir jou, hy kan staan, hy is a gun, hy het a gun, hy is my tough guy. 21 jaar, ek kan staan, die is my grond en ek gaat dood vir het, niemand kan my niks maak, weet julle hoekom? Want ek is a tough guy. Meisies van 21 jaar, luister mooi, want by die tyd 21 is julle nie meer girlfriends, julle is nou ex-girlfriends, julle is afgesê, en die is nou julle woorde, ek wil niks hoor van die ding, hy kan nie sy kinders nou nie, hy is niks van a tough guy nie. 25 jaar, as julle nog liefde met die tyd jongspan, sal al die jare van op die hoek staan, en sal nou druk wees op jou. Sy is binnen die oorlog, sy is in die tronk, of sy is homeless. Baie van jou vriende wat sy nou het, hulle is nou jou enemies, som van hulle trots jou, die wat hulle bekeer het en wat lekker jobs het, hulle trots jou, hulle wil niks te doen wees met jou nie, maar die was die mense van jou grond, die grond wat sy so voor lief was, maar nou, as die grond nie meer lief vir jou nie, maar sy,
Sy was mos 'n tough guy. Meisies van 25 jaar, luister mooi, het is die nagevolge. God se waarheid, die man is boek aan my kop. Jou kind verander of jou by 25. Mami, waar is Derry? Mami, wie is Derry? Jong dame, as jy aanhou nie, dat is die nagevolge van gaan achter 'n tough guy. But something to remember, jongs van. Kijk wat julle dinge tough guys. Julle sal die rest van julle lewe oor julle skouers moet kyk vir iets wat julle moet weet sien. Ek gaan julle nou een ding sê, God se waarheid is die waarheid. 'n Regte tough guy, hy's 'n man wat opstaan in die oggende en gaan werk vir sy familie. Al lyk sy nie sy week, al word hy geboelie by die week, al maak hy toilet skoon, al maak hy patte skoon. Maar by die week is soos die beste ding is wat kan gebeur in sy lewe. Jong dame, jong man, hy's 'n regte tough guy. Baie dankie, Pero, baie dankie, baie dankie, baie dankie.